Trou is die begin van 'n reis. Een wat dikwels vol hoop en drome begin. Maar na die trouklokke stil word, wag die werklikheid, kompromieë, uitdagings, misverstande en dieper liefde as wat jy ooit gedink het moontlik is. Trou is nie perekoop nie. Neem jou saam met die eerlike en soms snaakse en soms pynlike verhale van huwelike. Die mooi en die moeilik. 'n RSG Bekbazaar waar ons oop kaarte speel oor hoe dit regtig is om saam te leef. Hallo, dit is Trou is die perdekopie, ons eerste probeerslag in hierdie setup. Yes. Waar ons nou is lekker. Dit lyk baie pragtig. Ja, jy lyk kwai bra, jy lyk glowing and Ja. the skin is skinning. Ja, maar ek bedoel ons is die eerste keer dat ons vir julle probeer footage gee. Ja. You know, ons het spesiaal Gekoördineerde. mooi, ja, ons het so mooi aangetrek, you know, ons het Ja. Ja. Iemand vra my nou, Jy kan nie so gestel. nee man, ek praat van die Is 'n kindershow Halloween. Nee, kinders mag nie trou nie, dis die wet. Hou vir jou in. That's a Trou is die perdekopie is ons podcast se naam. Dit is definitief nie vir kinders nie. Alhoewel meeste van ons onderwerpe is heeltemal PG-13 Ja, 100%. op hierdie oomblik. Eerens op 'n kol gaan ons soos groot mense praat oor die dinge van groot mense, maar is nie vandag nie. Ja. Kykie, vir die kyker en luisteraar, wat nou die luisteraar wat jy weet, die op haar T-shirt staan, bietjie gam, bietjie sturwy. Verduidelik net vir die mense. Sy weet daar is mense op buite, you know. In die geval is ek bietjie gam en sy is bietjie sturwy, maar sy sal wel beter Ek is verduidelik. beide man. Dit hang af wat het vir die dag of op my wig aan het of te not. Dit hang af. In ons gemeenskap as jy praat van 'n bietjie sturwy, nee. Is dit iemand wat 'n bietjie upstairs is, sy dink sy's duigal, sy dink sy gaan nie badkamer toe nie, jy weet die hare is lekker glad, dit krul nie, is as dit nat is nie. Ja, sy dink sy is verhewe. Ek dink glad nie so nie, so ek wil net sê, dis hoekom ek sê bietjie sturwy nie. Maar ek onthou as kind nie. Is daar actually 'n woord? Sturwy. Ah, Ja. okay. Wow, in ons gemeenskap. Ek weet in ons gemeenskap, but I mean, it's not like a dictionary. Ek het nie 'n woordeboek ingesluk nie, Bram, vir my kom woordeboek goed te vra nie. Ek weet net van waar dit vandaan kom. Ja. Hierdie is van die Kaapse TMT. Hulle maak hulle nie mini story, maar hier's een van my gunsteling T-shirts en ek dink die ander ding van 'n bietjie gam nou daai kan afhangend van wie jy is 'n bietjie derogatory wees. In die 100%. sin van mense wat noodwendig na verwys word as gam is Gamse kind. Gamse kind, dis nie 'n positiewe stelling nie. So hierdie T-hempie vat 'n bietjie van hy mag weg van die oorspronklike negativiteit en ek dink dit verwys maar net in my raamwerk, jy moet vir my nou hier sê Solomon, waar is jy op hierdie skaal? Vir my verwys dit maar net na iemand klein bietjie meer bar. Wanneer jy so 'n bietjie meer vloek, 'n bietjie meer platter praat en vir jouself 'n lekker tyd gee en nie worry wie wat sê en wat van jou nie, jy loop net deur die lewe. Iemand wat sturwy is, nê? Daai persoon is gesteld op hoe mense na hulle kyk en vir hulle sien. Gam, gee nie om nie. Gam is net. As jy winkel toe gaan, jou man sal met plakkies en 'n kortbroekie en jy sal nou vir jou uitvat, you know, die beste aantrek van. Hy is gam, hy is bietjie sturwy, you know what I mean? Ek het twins, die een is gam en die ander is sturwy. Nee, grap. Hierdie kinders gaan luister, Solomon, asseblief jy moet vir jou mag jy hulle uit. So ons het vandag net so weer 'n lekker chat met jou en met ons tweeetjies mekaar. Want daar's 'n paar goed wat op die internet jy loop het raak en jy's like, wat op dese aarde. Maar ook as gevolg van ons vorige gesprek, wat die mense so gelove het. You know, al die goedjies wat ons gelees het, julle het dit baie geniet en toe dink ons, why not do it again? Nee, ons gaan 'n paar goed want TikTok het vir ons daar's baie materiaal en ek dink Solomon, die ding wat vir my wat ek agterkom is
aanlyn, as jy al hierdie reels sien van mense, wat vir my baie duidelik is mense soek antwoorde. Sure. Mense soek antwoorde, hoekom is my verhouding dan so? Hoekom reageer ek so? Hoekom is my man of my partner so? En dan kom vra vir die internet. Nou die probleem is, jy kan 'n verkeerde antwoord kry. Wat jou op 'n verkeerde pad sit en vir jou verhouding. So jy moet ook maar, soos ons gesê het laas, discernment het. Kyk, en dit moet ook daai ding wees dat ek dink dis nooit reg om te vergelyk nie. You know, ek dink dit gaan jy skiet jouself in die voet regtig. Want kyk, waarmee of julle verhouding in waarmee compare jy? Iemand se highlight reel, so 30 seconds. Enige iemand kan 30 seconds se mooi. Amazing that like. Kyk, ek sit daar soms dan kyk ek na foto's van 10 jaar terug. As ek gou reel aan mekaar gaan almal, jy lyk mooi. Kan dit lyk ek nou so nie? Ja. Hy is 10 jaar terug. Ek bedoel ons is al op vakansieplekke wat you know, ek wil nie name noem van maybe luister hy mense, maar my vrou het die vermoë om 'n plek mooi te laat lyk. Sy polish a turd, soos hulle sê. Man, so en sy kan nie vergelyk nie, because wat daai persoon vandaan afkom, is daai persoon se agtergrond. Hulle twee het getrou, die man het geld gehad, of die vrou het geld gehad, hulle is albei eens geleerd. Dit beteken nie dat julle twee saam in graad 12 gematrikuleerd het. Nou kan julle twee mekaar, nou is daar 'n vergelyking. You don't know the background, you don't know the backstory, so please. En weer eens, jy weet nie wat se arrangements het mense met mekaar gemaak behind the scenes. Jy weet nie wat se setup van die setup is daar nie. So die ding is, ons kan by mekaar leer, maar my ma het altyd gesê, as iemand iets sê, vat met 'n knippie sout. Nee, sy het dit verder gevat. Vat met 'n knippie kynpeper, because like die kans dat hy storie nie waar is te groot. So ons gaan vandag weer 'n paar los goeters discuss wat ek dink vir beide ek en Solomon opgekom het. Goed wat ons op die internet reg geloop het. Kom ek begin. Asseblief, kom ek begin met Dene. So die man, hy was bietjie die bruid en bruidegom hulle trou. Sy bruid, die bruidegom, hy staan vir sy bruid en haar naam is Anna. En wat toe gebeur het, hy kyk vir Anna diep in die oë en met sy geloftes sê hy toe, ek beloof, ek neem jou Annette. Nou, Annette is sy ex-meisie se naam. Red flag. But yeah, listen, die man was senuweeagtig. So in plaas van hy sê Anna, sê hy net Annette. Dit was 'n ding van, you know. Maar die theme is so, hy's in die ans. Aware. You know what I'm saying? Hy sê, wow. Dit kan as 'n klein foutjie of is dit 'n groot fout? Wat dink julle moes die vrou gedoen het? Want obviously was sy in groot skok toe sy hoor. In haar familie? Obviously. Imagine die hele van Annette. Ons almal weet wie Annette is. Was Annette daar? Annette was nie daar nie. Maar Annette het die live gekyk en toe Annette, what? He still thinks of me. Maar wat sou jy doen? So man kan daai amper 'n Freudian slip noem, jy weet, dis wat hulle mos nou sê as 'n Freudian slip. Ja, wat die hart van vol is loop die mond van oor. You're not helping. Wag. Guy. Nee. So ek bedoel nie noodwendig hy was verlief op haar nie of nog steeds hang op Annette nie, maar soms sê jy vir jouself, ek moenie en dan kom jy tyd. Soos wanneer jy fietsry nê en jy kyk vir die klip, jy moet die klip vermy, maar dan slak jy die klip van jy fokus op die klip. So hy het maybe so gefokus en ongelukkig sommige mense wanneer hulle sien nie agter is dan doen hulle stupid goed man. Ja, kyk vir Will Smith. Jy wil nie name noem nie. Nee, ons moenie name noem asseblief, ons wil nie. Jy mag jouself dalk herken, maar ons praat nie, ons kan nie confirm of deny nie. Of wat jou storie. But that's so waar wat jy sê, is soos jy moet jy sê jouself die hele tyd, moet dit sê nee, ons Anna. En dan sê jy die verkeerde naam. Want dit het al baie gebeur met ek dink ons moet net grace het man. Nou, ons moet Maar kom ons gaan gou terug na jou troudag toe en jou man en you know sy ander vrou, sy ex-vrou se naam was baie naby aan jou naam en hy noem daai persoon se naam. Antwoord gou vir my with grace of wat sou jy gemaak het as jy daai bruid was? Think about that. Kykie, ek sal die man onder sy gat geskop het man. I mean there's a story but as jy aan dink, en ek dink to be on the receiving end. Almal is al klaar so emosioneel op 'n troudag nê. Ek weet nie, ek kan nie nou vir jou sê wat ek sou gedoen het maar ek vermoed dit sal gekwes het. Ek vermoed
om nie jou eie naam te hoor nie, want onthou ook deesdae word goed opgeneem. Ja. So jy gaan per my daai hoor. Jy gaan herinner word. So dis nie soos in die ou dae. Ja. Dit gebeur en dit raak amper 'n urban legend, dit raak so 'n grap wat net vertel word, maar dis nie as nie bewyse nie. So ek dink is 'n bietjie anders te vandag as 'n opname daarvan is, kan dit kan kwes vir ewig. En die ding is ook sou dit dan nou ooit gebeur en jy Solomon, jy weet mos soos vroumense se koppe man. Hey. Ons vergeet nie goed nie. Julle vergeet nie goed nie. Daai eerste fight. Jy noem my mos Anet. Jy nie geweet my naam is Anna nie. So dit kan 'n herhaaldelike teerpunt raak. Dit kan. En dit moes of dit gaan vir die arme ou. Maar nou wat jy dit so noem, nou dink ek ook maybe het dit al gebeur in 'n geveg wat hulle twee gestry het, hy miskien per ongeluk gesê, Anet. So my vraag altyd is, nee wag, kom ek vra vir jou so. Kom aan. Hoeveel persentasie gewys dink jy of net sommer net tussen mans en vrouens? Wie kom die vinnigste oor die opbreek van 'n verhouding en beweeg aan? Die man. Hoekom? Dink jy? Ek het die data nie, dis maar net 'n vraag wat ek vra. Ja, dis 'n baie goeie vraag. Wel in my jare wat ek nou al op die aarde staan of is. Ja, meneer. Het ek nou al gesien hoe baie mans het ek beleef dat met daai opbreek is dit die man wat die vinnigste aanbeweeg. You know, die vrou sit nog daar vir weke, maande, even jare. En dis nie eens as hulle getroud is nie. Dis maar net as hulle date, even as hulle getroud is, wanneer hulle opbreek, dis ja man, in meeste gevalle of meeste stories wat ek van weet wat twee geskei was en die een het weer getrou, was dit in meeste gevalle die man wat eers getrou het. En ek dink die vrou was so emotionally invested in die verhouding. Sy het so baie gegee, sy het alles gegee. En ek dink sy sit seker nog met die skok dat ek kan nie glo dat dit alles nou net dat dit vir niks was nie. Dat dit vir niks was nie. Want dis wat sy gesien het, ons gaan saam oud word, ons gaan saam ons kinders groot maak, ons gaan al die goedjies, en dan is dit net 'n besluit vir die man. Ja. Ek het nie vir jou antwoorde of statistieke nie, maar ek het 'n vermoede en ek sien ook so baie as mense op social media kyk, dit is hoe dit lyk. Dat mans vinniger aanbeweeg. Ek het eendag hoorie, jy weet mos hierdie tydskrifte. Ja. Veral vroue tydskrifte. Elke keer dis of grimering, asof ons al genoeg grimeer tutorials en goeters het nie, of parfuumpie of hoe om jou man te verlei of wat ook al, daar's baie min vroue bemagtigingsartikels. Deesdae al hoe meer, maar destyds was daar nie, en ek onthou dit so een keer het iemand vir my 'n artikel aangestuur en die titel van die artikel was, en ek wil nou nie die tydskrif noem nie, because is nou nie, ek is hier vir die name en die shame. The only way to get over a man is to get under another. What? I know, right? What? I know. En ek het die tydskrif so gekyk en toe gaan ek, daai is sekerlik een van die slegste stukkies advies wat ek in my hele lewe gesien het. So iemand het dit geskryf en dit gepubliseer. En die artikel het dit verduidelik. Artikel het verduidelik hoekom, want klaarblyklik moet ons begin maak soos mans maak, net aanbeweeg en ek weet, kom ek vat dit terug, dit het met my ook gebeur, nee, so nou het ek opgebreek met iemand, hy was so in die middel 20s. So ek het met the worst advice, man. Dude, maar hoor gou, ek het met 'n kollega gewerk, nee, en hy was gefriendzone. Okay. Hy was 'n chommy. Ek het nie romanties na hom gekyk nie. En ek onthou ek was met 'n boyfriend op baie stadium en iets het gebeur, ons het opgebreek terwyl ons aan 'n produksie gewerk het. Nou, jy en jou ek en my boyfriend op my stadium. En toe om nou hierdie punt nou te illustreer, nee, konteks te gee. En ek onthou ek breek op, maar nou ek raak baie involved in invested, so dit vat my lank om
te onttrek, skoon te maak, Sure. weer gereed te wees, let's do this again. So nou is ek nog ek het amper hierdie visual gehad. Ek het gevoel soos 'n voël sonder met 'n afvleertjie. Ja. Jy weet ek moet vlieg, ek weet ek kan, ek is gemaak om te vlieg, maar net vir die oomblik is my een vleertjie so seer, ek kan nie, né? So ek is nie oop vir vlieg nie. Ek vat my nie self na takke toe waar ek moontlik gaan met afval en met vlieg. Ek hou myself op die grond terwyl ek gesond raak. Hoorie. Nou as jy so saamwerk, jy weet mos as dit in chat gee tussen skote en wat ook al. Ja. Ons het gewerk op 'n realiteitsding en terwyl mense besig was om reg te maak vir die volgende aktiwiteit of die volgende uitdaging, sit ons en wag vir ons was die aanbieders. En ek onthou in hy tyd, so nou het ek vir hom gesê, hy vra hoekom ek so af, ek sê nee, ek het nou net opgebreek met my boyfriend, ek is nie lekker nie, hoor jy is die lankie die braai lewe my aan. En nou kyk ek hom so, want nou, ek was baie duidelik toe ek vir hom gesê het, ons kan net chommies is, né? En nou hierdie opbreek is vars, ek is vars gekwes, vars seer, vars. Sure. Baie vulnerable. Dude, baie. Maar ook nie so vulnerable dat ek nie bewus is van wat om my aangaan nie. Want ek is aware, die baas besig om aan te lê. Ja. En ek kyk hom so ek sê vir hom, wat maak jy? Sure. Hy's like, ek het nog altyd van jou gehou. I'm like, okay, en? Hy's like, maar nou is jy available. Ek sê vir hom, dude. En ek sê vir hom, ek is soos 'n voeltjie wat hy nou kan vlieg, my vleertjie is stikkend, like, why? En hy's like, maar jy's nou single. Is jy nie available nie? Ek sê vir hom, nee, ek is nie available nie, ek is nog stikkend, ek huil nog, hy was die bra met wie ek gaat, what are you doing? En ek kyk hom, so ek sê vir hom, vir wat lag jy? Ek sê vir hom, is jy dan nie my vriendie? Hy sê, ja, maar ek wil meer wees. Toe kom ek agter die brand nie. Hy het homself aan die waiting room gesit. Hy was aan die friendzone. Hy was standby in the wings. Toe hy kan sien, he's a gap. A gap is a gap and a gap must be taken. Toe kon try, maar ek was te wake up en ek was nie hongerie en ek was nie lussie so. Like, so dis ook om hierdie advies van the only way to get over a man is to get under another is so gevaarlik because ek in my nederige opinie. Ja. En veral as jy kyk na a spiritual of a religious hoek. Ja. Ons harte is gemaak om oor en oor gebreek te word. Dit is nie wat die orgaan of die spirituele orgaan of die fisiese orgaan veronderstel is om deur te maak. Dis die een ding. Die tweede ding, daai wat jy jou parels voor die swyn gooi. Dit is 'n ding. So die eerste en die beste is nie noodwendig die beste nie. Jy moet soms net sit, huis skoon maak, kyk wat gaan aan. Daar is 'n rede hoekom die Victoriaanse verlovings 2 jaar gevat het. Dit was nie net om mense se tyd te mors nie. Dit was om seker te maak die bande was solid. Julle het mekaar behoorlik leer ken voordat julle tot die stap van die huwelik oorgaan, voordat julle 'n lewe saam bou. Want vandag, ja, mense kan vir my sê ek het hom ontmoet, dadelik geweet, boom, 6 maande later hier is ons. Maar dan wat hulle nie vir jou sê nie is al die werk wat hulle agterna moes doen om al daai foundations neer te lê. Want daai foundations moet gelê word of jy dit nou lê of later lê, dit moet gelê word. Nee, anders val die huis in mekaar. Dis nie eers hypothetical nie. Dit is hoe 'n huis gebou moet word. Met solid foundations neersit en jy kan dit net doen. Ek moet vir jou sê, ek verstaan waar dit vandaan kom, maar hierdie move dat jy nie saam bly nie, is gevaarlik. En laat my net sê hoekom. Ek praat nou nie van 'n spiritual kant af, my bra. Here we go. Weet jy hoe leer ken jy mense as jy saam met hulle werk en saam met hulle bly? Of course. As jy hulle eerste ding in die oggend sien, laaste ding in die aand sien, voor hulle maskers opgesit het, voor hulle, wie weet, die persoon is wat hulle dink die wêreld wil sien. Maar ek hoor jou en ek val in die rede, maar wat het julle dan oor om te beklei in huwelik as julle dit nou voor die tyd? Oh, wait, en twee is wat so ek dink baie maak jou vraag klaar, because so vir my is dit ek dink baie minder mense trou wat saam bly as gevolg van daai besluit. You know, en ek so ek sê nie dis sonder flaws nie. I'm not putting this out there to say that this is the way it should be.
I just have that question, want ek hoor jou. My uitdaging is, sommige mense wil nie bly nie, cause hulle het die idee, I'm missing out. Ja. Dis aan albera, dis aan al vrou wat ek my hele lewe mee gaan saam is. Soos hy brief wat ons laas gehad het, waar die oomie gesê het, aanvanklik was dit 20 jaar, maybe 30 jaar, nou is dit langer. Ja. En baie mense groei nie saam nie, hulle groei weg van mekaar. Baie mense is nie saam nie, hulle is getroud, maar hulle is nie saam nie. Maar as ons kyk na wat Tian gesê het, wat Tian net gesê het, dat baie mense is lafaards. Dit ook. Hulle gee baie vinnig op, en hulle besluit baie dat dit is waar ek stop, ek kan nie meer aangaan nie. Dis hoekom ek het nie meer wil doen nie. En ek dink, een van die dinge van die saambly vir my, hoekom het vir my problematies is, in die sin dat ek weet dat, ja, daar's baie dinge daar's baie voordelige dinge, en ek weet baie mense doen dit. Want ons koop al klaar huis saam, ons het nou al klaar furniture gekoop, nog voordat ons, daar's soveel goedjies wat julle doen en aanbou saam. Maar die groot ding is, man, jy kan nie jou besluit maak based on that nie. Nee, ek weet. So, ek sê nie dis wat jy sê nie, maar ek dink so baie mense wat hierna luister, wat nog gaan trou, wat verloof is, wil miskien nie nou meer trou nie, want sy sukkel nou al klaar so lank met 'n man, om net vir hom te sê, tel op jou broeke, sit weg jou skoene, ek wil by sê hy skoon, maar hy verloving, so jy was committed aan Wendy met hy 7 jaar verloving, en julle was connected oor hoekom dit so lank gevat het om verloof te wees voordat dit tot die troustap oorgegaan het, of het jy nooit na gepraat daaroor nie? Ons het nooit in soveel diepte beplan dat, kyk, ons raak, nee, ons het vir 7 jaar gedate, ons is vir 'n jaar verloof. So, want dis my probleem, baie, die vat en sit. Ja, ons het vir 6 jaar gedate, 7de jaar toe trou. Ja, so die vat en sit move, want ek dink vir baie mense, en laat ek nou maar van die vrou perspektief af praat, jy mind nie om te wag, if you know there's a prize at the end of it, jy mind nie om te saai, om te plant, om saam met iemand te wees, om committed te wees, want wat baie gebeur is, ongelukkig sal baie mans speel met 'n vrou in haar beste jare, beloftes maak wat hy weet, want dis die ander ding ook, die Steve Harvey, nee, die move wat hy gesê, think like a man, en met al die mans met wie ek praat is, hulle sê vir my, ek weet sy is die een, of ek weet sy is die, maar ek gaan laat aanhou, ek gaan hulle noem het cramming, ek gaan vir krummels gee die hele tyd om haar daar te hou, cause dit soet my om haar te hou, en ek gaan nooit vir gee wat sy nodig het, en dis so sommige vroue so bitter word, negatief word, want jy is in 'n toegewyde plek, ja, jy is dalk nie getroud nie, ja, jy bly dalk ook nie eers saam nie, maar dis ook 'n ander move, soms bly jy wel saam, en die vraag kom in, hoekom sal jy dan melk gaan koop as die koei by die huis is, jy weet, hoekom sal jy as 'n vrou dan nou die fout maak, en dit is in sommige gevalle 'n fout, om die getroude vrou te speel, die rol daarvan. En dis nie vir sommige vroue 'n ligtelike ding nie, dis net, sy is committed, hier is die man, en in sommige gemeenskappe is dit die setup van die setup, daar's nie 'n wit trou soos ons dit ken nie, so daar's 'n ander mechanism waar trou en getrouheid aangemeet word, so dis problematies, al klaar, maar ek dink net, maar dit is ook, is dit so? Nee, wacht, is dit so, dat mense weet? Het jy geweet, Wendy is die eindbestemming? Definitief. Definitief. Jy weet dit, man. You maar know. Hoe weet jy dit? Want ek dink dis wat van die jonger geslag moontlik mee gaan sukkel. Baie van hulle het nie meer die dating pool nie, het nie meer interaksie nie. Sit voor rekenaar, sit voor skerms, sit voor wat ook al. Hoe is dit 'n gevoelente? Is dit 'n Shekinah glory cloud wat so oopmaak en sê, daar is sy. like Shekinah glory, what we you know what I mean? Like, solid.
kyk, vir my het ek net deur die tyd wat ons gedate het ek soveel dinge gesien wat ons deurgemaak het in daai eerste jaar. Wat my al klaar laat sien en besef dat sy is die een. Daar was soveel kere wat sy kon besluit dat ek wil nie verder aangaan nie. Daar soveel kere in haar persoonlike hoedanigheid het ek gesien hoe sy sekere dinge geovercome het. Waar ek gevoel het, ek dink dit moet, walk away from this. En ek het gesien hoe hard sy gewerk het. Ek het gesien haar deursettingsvermoë. Ek het gesien hoe sy gaan vir dit wat sy wil hê. En is al die eienskappe wat jou laat meer besef en besluit dat, ek sien nou hier, deur die moeilike tye, dat sy is iemand wat opgee nie, sy hou aan, en dis nie moeilike tye met my nie, in haar persoonlike lewe. So daai sê vir my, as ek met die meisie gaan trou, gaan daar moeilike tye kom, gaan sy. You know what I mean? En dis besides the point dat sy baie aantreklik is en dat sy baie mooi, baie lekker kos maak, dat daar soveel ander eienskappe wat daar. Kan sy kook? Glad nie. Wow. Ek kan nie, look, oor die jare, ek kan, my vrou gaan sê, nee, ek kan, maar ek sien dit nie as kookie. So, sy het met al 'n paar, nee man, jy noem dit nie. Ek sal net vir my vrou kook. Dis al, vir my vrou en my kinders. Vir niemand anders sal ek. Hy sal die gaste oornooi om te kos, nee, my vrou sal maak. Exactly. Nee, maar ek kan nie kos maak nie, maar verstaan net, hy is ander eienskappe. Ek kan nie met jou net trou, Eloise, omdat ek kan kos maak nie. Ek kan nie met jou trou. Vir sommige mense is dit baie Solomon. Ek kan nie met kykie, ons het mos sulke lysies. So op die prioriteitslys moet sy kan kos maak. Vir jou bo nie, maar vir iemand anders mag dit dalk weet. Nee, ek kan nie met jou trou net omdat sy mooi is nie. Ek kan nie. Hoekom nie, Solomon? No, ek kan nie, en ek dink dis waar, omdat ek nou sien, Eloise, ons kinders gaan as mooi lyk, so ek moet met jou, hoorie, maar jy weet mos die harem hoef. Yes, man. En ek onthou dit so duidelik soos daglig. Oh, my soul. Op 'n call het iemand, want jy kan mos hoor die comments het gemaak raak, nee? As iemand nou date. Ja. Maar hoe gaan die kinders se hare lyk? As hulle albei kroskopies het. Because that was a thing, right? It's still a thing. It's still a thing. Man, because ons moet dink aan ons nageslag. Ek onthou dat dit vir my gesê is en my arme brein het gegaan. In the scheme of things, hoe is dit evens 'n ding? Like, why are we even talking about hair? Man. En dan slaap hy 'n pimpel en peers van Vrydag tot Sondag, wanneer hy 'n bietjie drink, maar die kinders se hare is glad. Die kinders se hare is glad. My brein breek as ek sulke goed. En ons moet oor hierdie goed praat, because dis in ons gemeenskappe. Hier is een aspek. Dan is daar ander goed. Hoor jy? So, hier is my vraag wat ek vir jou voorsê. Altyd thought, maak 'n nota van wat jy. My thought is, toe jy jou man ontmoet het, hoe het jy geweet, hy is die een, of weet vroue ook, this is the one? Ek dink, daar was 'n duidelike gevoelente in my hele wese. Ja. Daar was 'n gevoel van veiligheid. Nice. Ek dink nice. Miskien, en ek dink dis die ander ding. Ons attract wat ons is. In die sin van, as jy nie dink jy's attractive nie, there's a big chance dat maak nie saak wat jou partner sê nie, jy gaan nie die compliment kan vat nie. Sure. Want die binnekant jou, dink jy nie, jy is dit werd nie. Sure. Nee, of jy kyk nie so na jouself nie. En ek onthou, toe ek hom ontmoet het, was ek like in 'n 4-5 jaar winterlyfie. En toe sak ek vir my paar... Nog steeds? Jou gat. Yes, I'm in my mom bod era. Toe sak ek vir hom af 'n paar keer, want nou wys ek hom foto's van voor die tyd. Want ons het mos foto's op die TV en footage. En toe wys ek vir hom hoe hot ek was. En op 'n call, dank Vader vir even though sy nog op daai stadium, volgens hom, ja, maar in my kop, en ek gebruik hier en toe voel sy, ek is hot genoeg, kom ek wys vir hom hoe hot ek was. En hoe kan ek wees as ek oefen en I know, right? Sure. Weet jy wat doen hy? Wat vir my nog as baie fascinating was. Op 'n call toe kyk hy my so, toe gaan hy, wow, jou aan my te beledig. Sê ek, waarvan praat jy? Hy's like,
dude, I find you very attractive. Sure. So as jy vir my sê you're not attractive, dan moet dit wees dat daar iets met my oë fout is, because ek is hier. Dis een van die redes. Dis nie alrede hoekom ek hier is nie, maar dis een van die redes hoekom ek hier is. Soos jy die hele tyd vir my deflect en sê dit kan nie waar wees wat jy vir my sê nie, dan spoeg jy eintlik in my gesig en you're saying daar's iets fout met my oë, want as waar ek vanaf na jou kyk, dink ek jy is gorgeous. And I was like, ek het eers besef. Dis wat ek doen nie. En dis om ek sê, like, sometimes when you meet someone, dan is jy's 'n speel, julle speels vir mekaar. So, dit kan wees dat ek veilig gevoel het, omdat ek veilig gevoel het met myself. En 'n deel van my dit kon reflect na hom toe en toe weer terug na my toe, as dit sin maak. 100%. So ja, ek het dit gevoel. Ja, ek het gedog, toe ons verder begin praat, okay, ons dink anders daaroor. Ek het nie 'n probleem met anders nie. Daar's ons op dieselfde blad. Wow. En ook die feit dat ons and that made you feel safe. Yes, en het ook gevoel dat ons kan praat. Ons kan en as ek onthou nou, ek het in woorde en boeke weggekry. So vir die eerste keer in 'n lang ruk kon ek woorde sê en hy het gesnap wat ek bedoel en hy het my humor gevang. En daai is 'n ander ding. Hoorie, ek vang nie almal se humor nie, hoor. Ek wil my 'n vlaggie opsit voor ek. So daar was 'n paar goeters wat my laat dink en hierdie is 'n possibility. Een ding wat jy moet baie mooi verstaan is, as jy, en ek het dit baie vir mense gesê, veral vroue wat in abusive verhoudinge bly. Want dis 'n ding wat jy vergeet as jy in 'n verhouding is, want wanneer jy in 'n abusive setup is, of dit in 'n familie is, en of dit in 'n huwelik is, of 'n verhouding, deel van die abuser se metode is om jou te laat dink jy's niks werd nie. Né? So hulle convince jou dat niemand anders jou wil hê nie, dat daar niks anders vir jou is nie. Nou, ek het altyd vir vroue van geloof gesê, 2 goed. As jy abused word. Nou, kykie, hierdie is in my naïwiteit as 'n kind, so ek wil die disclaimer daar uitsit. Dis nie asof ek altyd my eie raad gevolg het nie. So ek sê dit 'n disclaimer, maar dis 'n gedagte wat vir my opgekom het, want ek het altyd baie prakties gekyk na die geloof. Dis nie net woorde nie. Hoe leef ek dit? How do I show it in my life teenoor wat praat ek? Want praat is cheap, né? Ons praat vir 'n lewe, so ek weet hoe cheap dit kan wees om te praat. Maar ek onthou dat ek altyd vir vroue gesê en vir myself eintlik. As ek met iemand anders praat ek eintlik met myself. Via. Hoe kan jy sê jy glo in God? Ons is in sy beeld geskape. En jy laat iemand toe om die hele tyd vir God te slaan, te spoeg, te beledig. So maybe het jy nie selfvertroue in jouself nie. Jy dink dan jy's niks werd nie, maar please go back to the origin. Jy is in sy beeld geskape, which means you are him. So dan kan jy mos net vir iemand sê, stop, jy gaan nie dit aan my God doen nie. As jy nie kan sê, stop, jy gaan dit nie aan my doen nie. Daai is 'n baie unieke manier om te kyk. It's easier said than done, maar if you say you are a but believer... But it's a beautiful way of looking at it. Doesn't that make sense? Like, dis nou uit my kinderbrein. En die ander ding wat nooit vir my sin gemaak het nie. In die Bybel sê ons, God het die wang 1 keer gedraai. Of dalk 2 keer. Ek is nie 100% seker nie. Maar ek het nooit gehoor dat hy herhaaldelik die wang gedraai het nie. Herhaaldelik toegelaat het dat die ander persoon die opperhand kry nie. So my brain just goes back, weer eens uit my setup van waar ek vandaan kom. Hoe kan jy sê jy's gelowig en jy glo in God, when you're doing that? As jy nie die woord vat en het, weer eens, dis baie maklik om te sê, want ek wil na my vraag toe terugkom. Kyk, ek dink ons moet nog vandag hier so bly. Ek ken 'n dame. Man. Gelowige dame. Diep gelowig? Net diep gelowig. Nee? En was in 'n verhouding met 'n man wat vir
pimpel en peers geslaan. Nie noodwendig geslaan het, maar val laat verstaan het dat jy gaan nie die naam van die Here gebruik in die huisie. Oh wow. So, hoe bly jy nog getroud met iemand soos daai? Wow. En sy is so sterk gelowig. Maar daai is nou weer die krag van manipulation en die krag wat die abuser het oor jou, dat jy sulke goed nie eens raak sien en jy begin dit aanvaar dat miskien is hy reg in wat hy sê en sy is 'n groot geleerde vrou mens. Onthou ook baie abuse word in die naam van die Here gepleeg. 100%. I mean, apartheid en al die goed was daar as gevolg van. Maar kyk hoeveel vroue word gesê, bly by jou man want God sal vir jou 'n uitweg gee. Sure man. Dan skei sy en vir wie gooi hulle weg? Vir haar, nie vir hom. Wat die wandade pleeg nie, wat nie die hoof van daai huis was in die ware sin van die woord nie. So ek verstaan dit ook. Ek verstaan die vrees, ek verstaan dit alles. Dit maak dit nie reg en weer eens my sienswyse is nie uit 'n plek van ek het die antwoorde nie. Ja. It was just a thought I had. Ja. Want wat my altyd so tref van gelowiges is dis altyd praatjies. Bybelversie op die Facebook bladsy. Kyk, ek dink in die hart. I think it's that thing about die Here gaan deurkom. Die moeilike tye, die in die moeilike tye is hy met jou en jy moet vashou en vasklou. En dis hoekom hulle ook dan bly in daai verhouding omdat hulle stap van geloof alreeds so moeilik is. Ja. En it's ek sê altyd mense gaan lees die Bybel self. Dit connect vir my aan daai yes man. Jy vra vir hulp. Dis glad nie wat ons beplan het om te praat. Nee, dit is maar nou dis die move van die lewe. Like jy kan beplan en dan gebeur die lewe. Jy ken mos hy sê ding van iemand wat vra vir God vir hulp en dan stuur God die heeltyd antwoorde, hulpmiddels, oplossings en omdat dit nie lyk soos wat ons wil hê dit moet lyk nie. Preach dan sing jy dit nie. So baie keer dink jy, hierdie is die man, hierdie is die vrou. Ja. Maar dan kom daar goed tot jou bewustheid. Jy kom agter, hoekom praat hy so met sy maale? Hoekom doen sy daai met haar broer? Daai is nie vir my kwaai nie. Maar dan bly jy. Dan gaan jy en dan kom maar nog en so een van die goed hy hindsight, nê. As jy terugkyk as 2020, dan sien jy al die goed soos dat dit aanval. Al daai goedjies. En dan dink jy by jouself, hoe kon ek geloopie? By die eerste movie, jy het die hele tyd gehoop dit gaan beter. Hy gaan verander, sy gaan verander. Ja. Maar die evidence was it was there in hindsight. It was hulle sê mos 'n man trou met 'n vrou met die hoop dat sy nooit sal verander nie. 'n Vrou trou met 'n man met die hoop dat hy gaan verander. And it never. En hulle is beide in 'n verkeerde busse. Verstaan jy? Ja. So maar daai sy sien die goedjies en daai was een van die dinge wat ek gesien het hoe my vrou met haar pa gepraat het. Hoe sy met die res vanaf is sulke goed wat my laat besluit het om te bly. En ek dink dis sulke goed vir mense daar buite wat heeltemal die opposite is wat jy moet al is die man hoe mooi. Al is die vrou hoe mooi. Al is hy plastic surgery vandag geld. Ons kan ons neuse verander, ons kan hare bysit. Al is hy 'n prokureur en hy is geleerd en but if you look at those small things, you know this is not right. Daar's mos 'n ding wat mense praat van wat se dealbreakers. En as ek lees baie because hierdie is vir my so belangrik om nie net myself te leer ken nie, maar ook want verhoudings is nie net romanties nie, daar's vriendskappe, daar's werksverhoudings en almal van daai vat 'n sekere mate van self-knowledge. Hoe is ek? Hoe is ek in hierdie situation? Wat is my triggers? Wat het ek nodig om veilig te voel hier? Wat het ek nodig om optimally productive te kan wees? En al die elemente, as jy aan die goeders werk, hopefully your marriage en of jou romantiese verhouding wen ook deur al die werk. En ook aan die ander kant om. So die werk wat jy maybe in jou romantic ene doen aan jouself en in daai connections, hopelik spoel dit dan af, want jy's ook in die ander plekke, by die werk of by die kerk of wat ook al. En ek dink die een ding wat my altyd so fascinate, ek kyk na daai mense soos die wat is dit? Daar's 'n instituut man wat praat oor verhoudinge, veral Gottlieb of so iets, maar in elk geval. En
ek kyk na die goed wat hulle oor sê, hulle kan predict na 30 jaar wie gaan skei en wie gaan nie, deur te kyk hoe 'n koppel met mekaar praat, né? Jo. Hulle hoef net te observe, hulle hoef nog nie vrae te vra nie, want hulle het nou al soveel data opgedoen, so hulle kan al sien wat se gedrag maak dat 'n koppel nie kan connect nie, of wat 'n gedrag byvoorbeeld vir 'n vrou. Jy noem nou hierdie verander en nie verander movie. Waar 'n vrou byvoorbeeld, daar's ander boeke ook wat gaan, sy soek liefde, hy soek respek. So hy het nie nodig klaar. Main tooth. Do you know what I mean? Is it, nee? Ek dink so. Ek sal later vertel hoekom ek dink. Ja, nee. So ek dink wanneer jy hierdie boeke en goed lees, en boeke soos The 5 Love Languages, ongeag van waar dit vanaf kom, wat dit doen is, dit gee net vir jou pointers. Ja. As ek dit aan my man doen, kommunikeer ek moontlik vir hom, hy is belangrikie. En van 'n man se kant af, as ek dit aan my vrou doen, kommunikeer ek moontlik vir haar, sy is belangrikie. Of sy tel nie genoeg nie, of wat ook al. Want die probleem is nie liefde nie. Die probleem is, ervaar die persoon aan die ontvangkant die liefde soos wat jy dit wil hê hulle moet aanvaar, of soos wat hulle nodig het om dit te aanvaar. Byvoorbeeld, as jy kyk na 5 Love Languages, nee? Het praat mos oor acts of service, words of affirmation, physical touch, gifts of time. Sure. So, as jy iemand is wat wil lank chat en sit en cuddle, tyd spandeer met iemand, en hy persoon kom net in groet jou en wy. Ja. Oor tyd gaan sy mos dink, nee, die bra love my glad. Hy sê die woorde, maar hy doen nie die dade nie, wat match nie. Of byvoorbeeld but kan ek geantwoord? So if you know that's your love language, en het vat die bra nou al 5 jaar en hy kan dit uitfigure nie. Sê dit. Should you not sit down with this guy and say, you know, that is my love language. Ja. En ek dink die ander ding is ook, want ek dink mense gebruik hierdie goed as wapens. 100%, man. So my love language is quality time, and jy spend die quality time met my nie, just go games die hele tyd. No, but no. It's more about your knowledge. Dis wat ek nodig het. Dan communicate jy dit, maar dan moet jy ook aanvaar dat die persoon aan die ander kant het hulle het die reg om dit nie te doen nie. Sure. Maar hulle het nie die reg om te dictate die impak wat dit op jou het as hulle daai reg uitoefen om dit nie te doen nie. Sure. Daai is die ander move, well said. Van dis die ding. Ek dink in baie couples, sê nou maar, hypoteties, jy is 'n words of affirmation. My vrou moet vir my sê ek is die beste op die planeet. Ek doen alles amazing, wara. En sy is physical touch. Ek verstaan nie kom vir sy die hele tyd drukkies hê en ek dan afvat. My of jou vrou se job is nie om te verstaan hoekom het jy daai woorde nodig nie, en jou job is nie om te verstaan hoekom het sy die touch nodig nie. Jy moet dit net deliver. If you say you love somebody, just do it. Ek dink dit nou 'n paar mense se verhoudings gered. Because kom ek sê gou vir jou, my vrou moes op 'n stadium toe vir my sê, en baie mense het gesê, lees net die boek, lees jy. Toe moes sy vir my sê, dit is my love language, because ek het dit nooit gekry of verstaan nie. I know, en baie mense, man en vrou, is oblivious van hierdie goed. Man, en toe, as dit ook na 'n paar maande en jare wat sy vir my sê, sy weet nou wat, en toe wil ek dit eers verstaan, maar so doen nou daar gesê, sy moet dit net verstaan, sy moet dit net doen. So die groot ding is, as dit jou nie seer maak nie, obviously, as iemand nou vir jou sê, hoorie, om bande te voel met jou, wil ek elke week gaan bungee jump. Ja. En bungee jump maak jou, dit laat jou hart uit jou liggaam uitspring van vrees. 100%. Daai is nie 'n requirement vir 'n verhouding nie. Yes. Daai is iets wat jy dan nou moet doen. So jy moet nie jouself opoffer vir die verhouding nie. Dis ook nie die ander ding nie. Dis kom ek sê, ons weaponize, we do, ons diagnoses. Maar ook, nou moet jy ook nou as man of as vrou bietjie meer gaan oplees. Ja. Oor die
love language van jou partner? You know, en gaan skool jouself so bietjie. Moet dit nie altyd onmiddellik probeer verstaan nie. And it's also something where you sometimes have to step out of your comfort zone. You know, van haar physical touches. Sy is 'n baie skaam en sy wil jy met die hand vashou in die Of jy was nooit vasgehou en so ek het nooit geleer. Exactly, soos 'n ding vir jou as 'n aanpassing vir jou ook, you know. Ja. Om even ek leer daai met my kinders ook nou. Nee. Daar's sekere goed wat dis hoe ek met hom moet praat om die boodskap oor te kry. Ja. En dis hoe ek met daai ene moet praat. Ja. En you know, en daai's net omdat ek geleer het van die 5 love languages. Van dit selfs van ons kinders is dit anders wees vir jou in die toekoms. Ja. Ek dink dis die ding, Solomon. Ons het soveel gereedskap vandag. Daar is praatjies, daar's seminare, daar's boeke, daar is aanlyn programme wat jy op jou eie tyd kan doen. En so podcasts. Daar's YouTube tutorials vir alles. Soos iemand vandag in 2025 vir my sê, hulle weet nie. Come on. Sure. Nee, honestly, honest hand to God, hulle weet nie. Sure. Kom ek vertel julle gou iets vinnig. Ja? Ek in my sak ek was laas week in die Kaap. Vinnig, jy kan maar net vertel. Ja, ek was in die Kaap. Grap. Ek was in die Kaap en ek het my sak was oorgewig en ek 'n paar goedjies, daai embarrassing thing by die lughawe jou sak. 'n man wat 'n swaar pak. Nee man. Anyway, say no, it's not that. It's my carry-on bag was trek jou been man, ek trek jou been. Was te swaar. En toe jy maak mos jou sak toe met 'n slot, jy daai codes wat jy indruk, you know. En toe het ek dit per ongeluk verkeerd gedoen. Toe het ek my sak gesluit en toe het ek by die hotel kom, toe kan ek nie my sak oopmaak nie. Nou stuur ek vir my vrou 'n boodskap van ek ben die aand perform. Oor 'n paar uur in die sak. En my dogter spring op YouTube. Sy stuur my 'n link oor hoe om my sak te aankou. Hoe oud was sy? Sy's 10 jaar oud. Huh? Toe maak ek my sak oop. So as jy regtig sê in vandag se day and age, jy weet nie hoe, en daai is 'n stupid ding, is maar 'n simpel dingetjie. Daar's soveel inligting daar buite. Een pastoor het gesê, ons lewe in 'n tyd, daar was 'n tyd wat jy net jou Bybel gehad het, wat jy kan gelees het. Maar nou kan jy 'n skrif lees, Eloise, jy kan op YouTube gaan, jy kan op AI gaan, jy kan podcast gaan luister net oor hy skrif en jy kan soveel goedjies hoor. It's in the palm of your hand. Absoluut. Letterlik. Ek wil bysê ons moet nooit uit sig verloor dat almal nie toegang het tot alles nie. Ek stem saam. Want ek dink dit is een van die groot goed wat 'n podcast soos hierdie doen, of gesprekke wat ons op die radio voer, is ons is 'n voerbuis. Ons is 'n deur vir mense. Nee, dis hoe ek dit voerbuis. Do you know what I mean? Like a conduit. Like ons byvoorbeeld die rede hoekom ons oor hierdie goed praat is because ons is daaraan blootgestel, né? So die moment as jy exposed is aan iets en is iets van waarde verander, het jy 'n in my nederige opinie, dis maar net hoe ek leef, het jy 'n verantwoordelikheid om daai kennis te gaan deel met ander. En ek sê ook baie vir mense, ek myn nie om vir jou te sê hoe ek goed te doen nie, want hy was nie myne nie. Ek het dit geleer via iemand anders. So dis nie my kennis wat ek moet vashou in patent en gaan geld maak van nie. So ek gee nie om die kennis deur my te deel met iemand anders nie, want die voordeel en die voorreg wat ek en jy het oor ons werk en ons lewens is we're exposed to things. Ons is exposed aan hoe mense dink. Ons is exposed aan ander inligting. Ons is exposed aan ander maniere van 'n ding aanpak. In hierdie geval praat ons nou in hierdie podcast met klompie verskillende huwelikspare, service providers. Maar die gevolg is jy kry inligting en dan is dit ons job om my inligting aan die massa met die massa deel. En dis wat ons in die podcast doen. So ons deel die inligting omdat ons nie net belangstel in die inligting nie, maar ons stel belang in jou. Die beste vir jou, die beste vir jou huwelik, die beste vir jou verhouding. So geen gesprek wat ons hier voer nie van my kant af, ek weet nie van jou nie, ek dink jy is vir eie gewin nie. So as ons onsself 'n bietjie embarrass en persoonlike goed deel is omdat as ons kan deel
die foute wat ons gemaak het, hopelik kan dit iemand anders se of die foute verminder, Ja. of die seer verminder, of die herstelproses versnel, of net 'n wys, okay, hier's 'n ander way. Hier's 'n Yes. ander way. Jy het dalk gedink is so, jy het gedink hy's die enigste way, maar hier's 'n ander way, want dis die ding, een van die ander dinge. Daai by die abuse vraag van 'n gelowige vrou. Ja. Meer as 8 miljard mense op die planeet. Né? Ja. Dis baie. Ja. Soos jy by 'n man sit of by 'n vrou sit en dink, dis die enigste een wat ooit vir my beskore is. Kykie, as jy weet hoe God werk, hy's 'n God van abundance. Nou, ek sê nie daar's vir jou 20 mans wat jy moontlik mee 'n lewe kan hê nie. Moet ook nou nie simpel wees nie. Dis ook nie wat ons sê nie. Maar my kop het net altyd gedink, lightning en die lottery se odds, né? En daai is kanse vat. Daai is kanse vat. Ja. Ons God vat die kanse nie, Come on. né? So alles het hoe seer, alles het hoe erg. Daar is iemand wat jou op die hande gaan dra daar buite. Maar die probleem is, jy gaan nie die persoon herken as jy nie jouself op die hande dra nie. As jy nie jouself as 'n prys sien nie, man of vrou. Daar's soveel mans ook wat geboelie word deesdae, wat seer kry in verhoudings, wat nooit weer wil oopmaak nie, want iemand het advantage of wat, hoorie, onthou jy daai in ons gemeenskappe nie? Well, oral actually. Daai moet trouwens. Hey. Daai shotgun weddings. Amen. Hoeveel skade? Amen. Hoeveel skade? Sure, man. Ek weet van mense wat getrou het en dan is daar, soos jy nou praat van die skade, besef hulle 'n paar jaar later, maar dit was nie in sy kind nie. Nie biologies nie. En 'n moedtroue is as gevolg van die dame is pregnant en nou moet hulle trou, van in die oë van die Here was dit sonde en die kerk was baie streng daarop en die ouers het besluit hulle moet nou trou, voordat van die kind kan nie gebore word buite die eg nie. Maar dan is dit verkeerde kind wat binne, verkeerde man wat verantwoordelik gehou word vir die kind binne die eg. En nou, en ook net hy druk. Ja, so ons het gehoor met ons eerste pastore, as jy net vir haar gesoen het. Hey, dat was dit al klaar. Hy was die tou, die mettertyd toe raak het. So ek wil nie sê dat ons het nou baie meer opsies nie. Maar daai moedtroue, ek het dit al ervaar in my eie familie ook, Maar dit nie daai familie se kind was nie. Wat dit nie die familie se kind was nie. My ma was 'n pleegsuster. Ekskuus vir hy lelike lag, maar ek kry nou so lekker. Nie lekker nie. Sy kon mos op mense se gesigte sien hulle is swanger. Your mother had that gift. Dis een van die ou skool vroedvroue. Hulle kon goeie sien. In fact, sy kon ander goed op tokolossies en hy goed is ook sien, maar ons gaan nou nie daaroor praat nie, maar sy kon sien. Sy kon sien en ek dink ek het as kind baie keer gehoor gaan sy daai sê daai man se kind is. Hy kan trek nie op hulle familie nie. Glad nie. En dan dink mense mos nou jy's kinder, dan vat hulle nie vir haar kop toe nie en dan later van tyd dan doen hulle die paternity test en dan is dit sulke tyd, maar dan is dit getroud. Dan is dit nou maar toe gegaan het. Nee, maar kyk, dit was ook nie soveel geld. Dit was ook nie foolproofie man, maar baie mense kan dit ook sien. Maar jy het my nog gesê dat jy nou maar sal miskien in die spar is, dan sal jy maar soveel mense vra. Selfs sy sê jy beter jou kind kom boek by die kliniek, sy swanger, dan's die ma, die bliksem in vir my ma, want hoe durf sy haar kind so beledig, back at the ranch, is die kind besig. Dan kom my vrou terug. Want die kinders steer tussen die bene. Van kinders is mos, hulle steek goeders weg, dan nee mami, ek is al nooit ek doen nie daai nie, kant nie, dat doen sy daai al lankal en soos wat jy noem. Sure. Nie net met een nie. En dis nie net 'n plattelandse So even my ma het my actually nou die dag die storie vertel van die moedtroues weer oor vertel, maar toe vertel sy ook vir my van die moedtroue van 'n pastoorskappel. Wat Ja, hulle die
ek is seker of die ou al 'n pastoor was hy, maar ook getrou, moet trou want die dame was swanger en hulle is vir jare toe saamgebly. Was daar nog kinders? Daar was toe nog kinders wat gevolg het, maar ek bedoel das meeste van die kere is dit negatiewe stories. Van ek voel So jy dink ons moenie 'n moet trou hê. Jy het nou klaar, jy het die daad gedoen. Klaar oor die trou oor die tou getrap, die babas nou hier. Nee, oor die tou gesomersault my vrou. Dit het gefliekvlek 'n double pike. Maar nou moet jy trou. I think it's the honorable thing to do. Maar soms is dit ook net vir die eye blind, dis die eind. Want wie se honor? Wie se honor? Ja. Die vrou se honor? Die man se honor, die kind se honor of die familie? Want ek dink dis die ander ding. Wanneer ons trou, dan word ons mos een met ons, so dan sit 'n nuwe familie wat jy skep. So die vraag wat ontstaan en as baie issues met hierdie in ons samelewing, in baie kulture, is die honor faktor. Ja, wie se eer? Want baie keer is dit om die pa se gesig te red, of die pa se aansien in die gesin, of in die gemeenskap, of die familie se naam. Nie noodwendig, want dan word hy vrou in 'n huwelik ingesit, waar een sy nie gekoester is of liefgehê word en om swanger te wees in so omstandighede is nie great nie. En dan word 'n kind voel hy vrou? Hoe voel hy kind? Hoe voel hy kind? Hy kind voel dit aan. Hulle word gebore. Daar's 'n ou met wie ons gepraat het, Luke Lamprecht, waar hy gepraat het. Een van die grootste sondes wat ons doen is kinders wat ongepland en unwanted and unplanned. Vir 'n kind se lewe om so te begin. Ek kan voel dit in sy selle, in haar selle. They never shake it. En hulle kan ook nie noodwendig hulle vinger plaas oor dit is wat aangaan met my nie. Maar dit is wat gebeur wanneer jy so onbeplan is, alright, nê? Onbeplan gebeur in baie huwelike. Jy weet jy wil kinders hê, maar jy weet nie dit noodwendig is nou nie. So daai sê so much issue. Maar as jy unwanted bysit, of deur die pa, of deur die ma. Dit maak mense, en dit is waar die generational trauma begin. Want daai persoon gaan dan in lelike verhoudings in en die siklus raak al hoe slegter. Die spiraal gaan afwaarts, nie opwaarts waar 'n koesterende huis geskep word, waar die vrou op die hande gedra raak tydens die swangerskap en na die geboortetydperk nie, waar die kind gekoester word, waar die man betrokke is. Daar's soveel elemente wat dan verkeerd gaan, oor die begin verkeerd was, en dalk nie jou begin nie, dalk 2 generasies terug se begin. So nee, hier's 'n klomp goed. Because even die moet troue is, kyk, maybe was julle twee maar nou net, maybe was it a one night stand? Maybe, and hierso, ek geweet dat die vrou is actually my vrou, die ander vrou, nou kan ek glad nie, van nou moet ek getrou het. Maar dis die verantwoordelikheid, Solomon, ek dink, dis wat sommige mense nie verstaan nie. Die risiko wat jy loop wanneer jy met iemand slaap, is dat daar 'n kind daar uitgebore kan word. Dis altyd die risiko, altyd. So die vraag wat ons nooit vra nie, is, dis niks om dit vir 'n uur te doen, 'n minuut, paar minute, hoe ewe lank, in te gee vir hierdie drang nie. Die probleem is ek bereid om met hierdie persoon 'n kind groot te maak? Want kyk, jy kan nog skei. Nee, jy kan nog skei, jy sien niemand nie, en dis fyn. Die oomblik as daar 'n kind betrokke is jy in hy persoon se lewe, dis verstrengel vir ewig. Dis so onregverdig teenoor hy kind. En dit mag dalk onregverdig teenoor die ander persoon en teenoor jouself ook wees. Ons dink altyd aan die kinders. Daar's mense wat ek sê, ek sal doodgaan vir my kinders, maar sal jy leef vir jou kinders? Because you have to. Sal jy vir jou kinders wys hoe lyk dit om eerbaar te wees, om respek te hê vir jouself en vir jou mee? Sal jy al daai goed ook vir jou kind wys? Jy kan vir jou kind sê, al daai vir jou, as dit kom, push comes to shove, ek is daar. Dude, maar gaan jy jou drome nastreef dat jou kind kan 'n voorbeeld het? Gaan jy jou vrou of jou man goed behandel, sodat jou kinders kan weet hoe lyk 'n gesonde verhouding? Gaan jy jou vriende goed behandel en hulle nie sleg sê en agter hulle rug goeie sê vir jou kinders, want kinders sien die goed. Nee. Sê mami sê hier nie. Dan wonder ons hoekom lieg ons kinders. Ons dan nou net vir jou kind gesê jy moet lieg vir iemand op die phone. So dis hulle ding van sy sê vir die kind, sy moet eet en die kos klaar het, en nou wonder ons hoekom is die kind oorgewig. Want dis hoe is
You know, all these things, it adds up. Ek dink as jy nou eers aansluit by Troues die Peerkoppie, ons wil allerlei ongemaklike gesprekke hê. Yes, en skryf vir ons 'n e-pos na oor wat jy dink oor die moedtroues. Wat is jou gevoel? Wat dink jy, hoe kan ons die ding hoe was jy al in so 'n situasie? Weet jy van familielede? Dink jy daai reël moet nou nog toegepas word? You know, wat dink jy van jou cheat stories, jou kontrakte en stuur vir ons die e-posse van ons hou af van om julle stories te deel. En vra ons dan vra ons dit vir die expert en gee vir jou 'n antwoord. Ja. Sy struikel met iets of wonder, worstel. Ja. Ons is jou one-stop shop. There we go. Vir alles oor troues en nog wat, die troudag, maar vir al die huwelik. As die troudag is vlietend, dis gone in 'n dag. En as jy getroud, Dis 'n huwelik. Dis 'n huwelik wat eintlik ons endgame is. Ek en Solomon Kibro, ons is nie mekaar se Kibro sê asseblief tog. Ons moet julle remind man die mense kry. Ja, nou nog. Like, ons maak dit so duidelik. So ja, sign in vir die volgende keer. Yes. Ons gesels volgende keer weer. Lekker, want trou Is die Peerkoppie. O ja, Die tegniese versorging van al die Trou is nie perde koop nie episodes is meesterlik deur Eshwin Klassen behartig. Dankie meneer vir jou magic wand.